Mense, goeiemôre en Shabbat Shalom van my kant, Frik Weideman. Ek groet jou op hierdie pragtige Saterdag Shabbat in die wonderbare naam van Meester Yeshua. So dankie dat jy deel is van Menorah Tabernakel en ook die uitsendings. Mense, wat 'n voorreg om jou vanoggend weer eens te kan bedien met die woord van Skepper, lewende God. En ek is weer in die tabernakel op die plaas te kuilen. So baie welkom in die klaskamer van Heilige Gees, deel 4. En mense, dit was my so lekker in 'n opgewonde tyd om hierdie woorde met jou te kon deel. Klaskamer van Heilige Gees 1, 2, 3. En ons is nou vandag met die 4de een. En ek glo en vertrou dat Vader het met jou gees gepraat en dat jou gees mense het ontwikkel en dat ons sal wandel in sy weë en dat ons opgerig sal word in die volle grootte, sodat sy heilige naam daardeur verheerlik word. So dankie vir elkeen wat vir ons bid, dankie vir die boodskappe wat deurgekom het, dankie vir mense wat sê, hoorie Frik, dankie man, my lewe het verander. En weet jy, ek bring vandag die lof, die eer en die aanbidding aan ons hemelse Vader. Geen mens kry die eer nie. Hy kry al die eer, al die lof, al die aanbidding. Baie dankie vir mense wat vir ons bid, ons waardeer dit, sonder julle bystand, sonder julle ondersteuning en lojaliteit en gebede, gaan ons dit nie maak nie. Jy weet, ons is 'n liggaam en ons is hier om mekaar te ondersteun. Baie dankie namens my en my persoonlike vrou Amelia, baie dankie vir elkeen se bydrae, dankie vir julle saad wat julle saai, en ek roep in jou lewe, ek roep 'n magtige oes in julle lewe. Ek wil ook van hierdie geleentheid gebruik maak om net vir ons huisgemeenteleiers te sê, dankie dat julle huise oopstel, wat mense kan inkom en kom saam luister en kom saam hoor. Baie mense laat my weet om te sê, hoorie Frik, is daar nie dalk 'n huisgemeente in daai area nie, in Rustenburg of in Brits of in Piet Retief of wat ook al nie. Sê ek, jong, ons is besig, maar mense het nog nie hulle hande opgesteek nie, maar wanneer dit gebeur, dan sal ons julle laat weet. Maar vir die mense wat reeds aktief besig is met die huisgemeentes, mense, baie dankie. Ons waardeer dat julle elke naweek op naweek, maak julle huise oop vir mense om in te kom, en nie almal kom altyd in met dieselfde agendas nie, hoor, dit is so, baie kom in om kritiek te lewer, baie kom in om te kyk uit nuuskierigheid uit, wat gebeur, wat doen hierdie ouens, waarmee is hulle besig, maar baie dankie, ons eer Vader. Nou mense, baie welkom weer eens in die klaskamer van Heilige Gees, deel 4. Kom ek en jy bid saam. Hemelse Vader, Abba Vader, Skepper God van die hemel en die aarde. U is heilig, U is soewerein, U is vol van geregtigheid, genade en liefde. Dankie dat U ons Elohim is. U is ons skepper, U is ons geneesheer, U is ons herder, U is ons leidsman, U is ons voorsiener, U is ons heiligmaker. En ek staan vandag voor U en ek buig in aanbidding saam met U volk. En ons bely en verklaar dat U alleen is aanbiddingswaardig. U is lofprysingswaardig. Abba, so bid ek dat hierdie woord sy snelle gang sal gaan. Dat U hierdie woord sal stuur na mense toe wat dit nodig het. En dat hierdie woord nie ledig terug sal keer nie, maar vervul sal word deur U Ruach en dat die getuienisse uitgebring sal word oor die krag en die heerlikheid op mense se lewens. Abba, seën asseblief hierdie verrigtinge vandag. Seën ook die tegnologie en dat mense hierdie woord hard en duidelik sal hoor. Die klaskamer van Heilige Gees. Abba, dis my gebed en dis my roepe en ek bid dit in die wonderbare naam van Meester Yeshua. En my gees roep uit, halleluja, prys sy naam. Nou die rede dat ek sê halleluja, halleluja beteken prys, ja beteken God. Prys, ja, prys God. Halleluja, prys God. En dis hoekom ons nie die woordjie amen of amen gebruik nie. Ons gebruik halleluja, prys ja. Jeremia 33 vers 3, 'n baie bekende gedeelte. Welkom in die klaskamer van Heilige Gees deel 4. Roep my aan en ek sal jou antwoord en jou bekend maak. Groot en ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. Abba, ek bid nou dat U ons kom vul met U Ruach. Ons maak ons gees oop, sodat U bekend kom maak. Dinge wat ons nie weet nie, wat ons eintlik moet weet. En dis hoekom ons in die klaskamer is. Dis hoekom ons by U voete is. So wat weet ons nie? Wat weet ons nie? Ons weet nie wie's Vader nie. Ons weet nie wie's Meester Yeshua nie. Ons dink ons weet.
Ons is so mislei en verlei deur die kerke en oor al hierdie jare is ons verlei. Wie is by ons? Heilige Gees. Wat is die werking van die Heilige Gees? Die oomblik as ek sê, wat is die werking van die Heilige Gees, dan gaan mense 'n klomp variasies gee. Ons ken dit nie werklik nie. Waar kom die Gees vandaan? Wat se invloed en guns het die Gees van die lewende God op my en jou lewe? Wat is die primêre doel van Heilige Gees? Die Gees van Skepper God, van hemel en aarde. Mense, dis weer dit is. Ek wil sommer sê, wow, dis amazing. Maar ons het dit nie. Ons lyk asof ons gedoop is in suurlemoensap, man. Ons is nie meer passievol oor die woord nie. So nou kom Jeremia 33 vers 3 en sê, roep my aan. Wanneer laas het jy gesê, Abba, ek roep u. Ek weet nie wat om te doen nie. Openbaar my. En ek sal jou antwoord sê, Vader, en jou bekend maak. Ondeurgrondelike dinge wat jy nie weet nie. Dis wow. So mense in die klaskamer vandag, gaan ons kyk, wat weet ons nie? En dit is belangrik om te weet. Mense bly saam met my na Johannes 6 vers 63. Hoor wat sê die woord. Hy sê, dit is die Gees wat lewend maak. So wat maak lewend? Die Gees. Komma. Die vlees is van geen nut nie. En die woorde wat ek vandag tot jou spreek, is Gees en lewe. So die woord verklaar hier, hy sê, die Gees wat my onderrig, maak lewend. So wanneer ek die woord vat, die woord skep, die woord bevry, die woord voorsien. So wanneer ek die woord in my het, en ek laat toe om onderrig te word deur die Gees, dan word die woord lewend in my lewe. En wanneer ek die woord verklaar, kom daar skepping. Daarom leef ons nie op sigwaarde nie, ons leef in geloof. Ek verklaar die goed lewendig en tot stand, dinge wat ek nog nie sien nie. Vir die wêreld is dit dwaasheid. Maar by Elohim is dit wysheid. Hoekom? Want ons word onderrig in die Heilige Gees, want die Gees maak lewend. Die vlees is van geen nut nie. So wanneer die Gees jou vul, dan transformeer dit jou om in lyn te kom met die woord. Halleluja. So wat doen die Heilige Gees? Heilige Gees leer my, wat is die karakter van Vader? Wie is Meester Yeshua? So wanneer ek Meester Yeshua ken, ken ek die Vader. As ek die Vader ken, ken ek Meester Yeshua, want hulle is een. Johannes hoofstuk 15, abide in me and I will abide in you. En mense, hierdie goed is beskikbaar vandag vir jou in die klaskamer van Heilige Gees. Ek wil dit aan jou gee. Die afgelope 3 weke is dit beskikbaar vir jou. Kom sit in die klaskamer en laat toe dat die Heilige Gees jou leer. Om aan jou groot dinge te openbaar, dinge wat jy nog nie weet nie, om selfs jou toekoms aan jou te weergee. En mense, dis wat ek vandag wil doen. Blaai saam met my na 'n baie bekende gedeelte. Mense, hier is die primêre woord of skrif wat jy kan gebruik in enige oorlogvoering waarin jy tans betrokke is. 2 Korintiërs, hoofstuk 10, vers 3 tot en met 5. Vers 3. Want hoewel ons in die vlees wandel, wat het ek nou sopas vir jou gesê? Die vlees is van geen nut nie, maar die Gees maak lewend. So waarom moet ek en jy wandel? Want hoewel ons in die vlees wandel, wat van geen nut is nie, voer ons die stryd nie volgens die vlees nie, want dit beteken niks. Dit beteken niks nie. Die vlees het geen nut nie. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie, want dit beteken niks. Maar die wapens van ons stryd is wat? Geestelik. Om wat te maak? Om kragtig deur Elohim vestings neer te werp. Wat se vestings? Die manier jy groot geword het. Dit wat ons geleer was in die kerke. Dit wie Vader is. Ons het nie 'n idee wie hy is nie. Want daar's soveel leuns vir ons vertel. Ons weet nie wie is die Ruach nie, ons weet nie wie is die Heilige Gees nie. Ons weet nie meer of die wet bestaan en of dit weg is nie, want ons is so voor, kan ek dit maar sê, gelieg. Dis hoekom ons nie weet nie. Vers 4. Want die wapens van ons stryd is nie vleeslik nie. Met ander woorde, as dit nie vleeslik is nie, dan is dit geestelik, maar kragtig deur Elohim om vestings neer te werk. Terwyl ons die planne verbreek van wie? Van die vyand. En elke skans wat opgewerp word teen die kennis van Elohim en elke gedagte gevangene neem tot die gehoorsaamheid aan die gesalfde Meester Yeshua. So wanneer jy wandel op hierdie wêreld, wandel ons in die vlees, maar die vlees is van geen nut nie. So ons moet wandel in vlees,
maar ons moet geesmense wees. En wanneer jy 'n geesmens is, dan behoort jy die woord te ken. En wanneer jy toelaat om geskool te word in die klaskamer van Heilige Gees, dan leer die Gees jou die woord. Maar jy moet tyd spandeer. Jy moet by die voete gaan sit van Meester Yeshua, soos Maria. En wanneer jy dan die woord leer, en die woord kry gestalte in jou, dan roep jy dit wat nie bestaan nie, asof dit reeds bestaan. En elke redenasie wat teen jou kom, wat nie in die woord is nie, gaan jy onmiddellik identifiseer. Hier is die probleem. Hier is die probleem. Ons is nie in die klaskamer van Heilige Gees nie. Daarom ken ons nie die woord nie. En omdat ons die woord nie ken nie, ken ons nie sy krag nie. Omdat ons sy krag nie ken nie, wandel ons aan ons eie geregtigheid. In die boek van Romeine sê dit, hy sê, ek sien julle te ywer om Vader te dien, maar julle het nie die kennis hoe om hom te dien nie. Kom ek nooi jou in die klaskamer van Heilige Gees om jou toe te rus. Anders gaan jy jou eie geregtigheid skep wat teen die geregtigheid van Vader kom. Dan het jy moeilikheid. Dan het jy moeilikheid. Daar is een ding wat jy nie moet doen nie. Wat jy nie moet doen nie. Jy moet nie die Heilige Gees bedroef nie. Jy kan nie. Nou baie mense vra mense frik, nou wanneer bedroef ons die Heilige Gees? Kom ek lees vir jou. Efesiërs hoofstuk 4 vers 30. En bedroef nie die Heilige Gees van Elohim nie, deur wie julle verseël is tot die dag van verlossing. So wie verseël jou? Heilige Gees. So waar moet jy wees? In sy klaskamer, toegevou onder sy koepel. Met ander woorde, in die skadu van die Almagtige. Halleluja. So wat bedroef die Heilige Gees? Efesiërs 4 vers 31. Moet nooit verbitterd of opvleend wees of woedend word nie. Moenie vloek nie. Moenie skel nie. Moet niks doen wat sleg is nie. Dit bedroef die Heilige Gees. Dit bedroef die Heilige Gees. Ek het verlede week toe praat ek met jou oor die dieptes van Elohim. Die Gees openbaar die dieptes van Elohim. As jy vandag 'n man is en jy's getroud, dan moet jy hierdie gebedpunt en sê, Abba, ek bid vandag, leer my, wat is die dieptes van man wees? Wat is die dieptes in my vrou, dat ek die geheimenisse in haar kan ontdek, want ons is lewensmaats. Leer my, wat is die dieptes in my, in die rangorde van wat U bepaal in my huishouding, sodat ek daarin kan wandel. Wanneer jy 'n vrou is, dan vra jy, Abba, leer my, wat is die dieptes van vrou wees? Wat wil U hê moet ek doen? Hoe moet ek my man ondersteun? Hoe moet ek hom in sy posisie inbid? Manne, dat julle vrouens sal lief hê, soos wat Meester Yeshua die gemeente lief gehad het, en sy lewe daarvoor afgelê het. Dis 'n vervulde huwelik. As ek die Gees bedroef in my huwelik, en ek skree en ek vloek en ek skel in my huwelik, maak ek die Gees bedroef. Weet jy hoekom? Want die huwelik is die beeld van Elohim. Dis die beeld van Elohim. Die oomblik toe Eva of toe Manin op die toneel kom, toe kom die duiwel ook op die toneel. O, friksie die vrouens. Nee, die manne was nie in plek gewees nie. Want as die manne in plek was, en daai gedagtes kom van die vrou af, het hy daai gedagte gevangene geneem, tot die gehoorsaamheid aan die stem van Elohim, om te sê, van alles mag jy eet, maar van dit mag jy nie eet nie. Ons manne moet in lyn kom. Manne bid, sê Vader, ek bid vir die diepste geheimenisse in man wees, wat U kan ontwikkel in my. Daarom sit ek vandag in die klaskamer van die Heilige Gees. Help my, rig my, lei my. Mense, daar's dalk meer bose aktiwiteit as wat daar geesaktiwiteit in ons huise is. Gaan kyk hoe lyk jou huis. Gaan kyk waarmee is julle besig. Die heeltyd veg, die heeltyd skel, die heeltyd verwoes, die heeltyd verbitter, die heeltyd meneer en mevrou vermaak. Ek vermaak jou en jy vermaak my. Heeltyd. Dis is 'n bose geesaktiwiteit. Dis nie 'n geesaktiwiteit, dit is 'n bose geesaktiwiteit. As ek in jou huis instap vandag, is daar 'n gees van waarheid? Is daar 'n gees van liefde? Van verligte oë, wie man moet wees en wie vrou moet wees? Wat is die rol van die man? Wat is die rol van die vrou? Is daar respek? Is daar warmte teenoor jou vrou, teenoor jou man, teenoor jou kinders? Is daar vrede? Is daar eenheid? Is daar harmonie in jou huis? As ek in jou huis stap, is daar 'n klaskamer van Heilige Gees wat julle onderrig en alles te leer wie is Vader en hoe julle moet wandel in julle huwelik? Blaai saam met my na die boek van Efesiërs 1 vers 18. Verligte oë van julle verstand.
Halleluja. Mense, ek is so lief vir die skrif. Verligte oë van julle verstand, sodat. Kom maar, hoekom moet my oë verlig wees van my verstand? Sodat julle kan weet wat die hoop van sy roeping en wat die rykdom van sy heerlikheid, van sy erfdeel onder die heiliges is. Sjoe, mense, daar is 'n erfdeel vir my en vir jou. En weet jy wat, ons snap dit nie, want ons spandeer nie tyd in die klaskamer van Heilige Gees nie. En vandag met hierdie uitsending wil ek jou innooi in die klaskamer dat jy werklik toegevou sal word onder die salwende krag van Heilige Gees. Wat is die roeping op jou lewe? Hoe wil Vader jou gebruik? Wat wil jy met die Heilige Gees in jou lewe doen? Waarheen wil jy gaan? Wat wil jy bereik? Wat wil jy doen in terme van jou aanstelling as man en of vrou, as 'n herder, as 'n apostel, as 'n leraar, as 'n evangelis, as 'n profeet? Hoe wil jy funksioneer in sy koninkryk? Elkeen het 'n doel in die koninkryk. Ken jy jou doel? Weet jy waartoe jy geroep is? Ken jy jou geloofswandel? Weet jy tot waar jy in staat is? Is jy tevrede met jou geloofswandel? Is jy gelukkig met jou woordkennis wat jy het op hierdie stadium? Of dink jy daar's meer? Uiteraard is daar altyd meer, maar is jy vandag gelukkig met jou stand van sake, met jou geloofswandel in Meester Yeshua? Hoe lyk jou huwelik? Hoe lyk jou finansies? Hoe lyk jou geestelike vermoëns met betrekking tot die gawes? Hoe lyk jou seunskap? Hoe lyk jou posisie? Hoe lyk jou erfdeel vandag? Is die heerlikheid van ja oor jou lewe, of is dit net een bose aktiwiteit? Dis vloek, dis skel, dis bitterheid, dis 'n gemors, dis chaos. Daar's nie orde nie, daar's nie rigting nie. Hoe lyk jou lewe? Is jy 'n vriend van Vader Jahwe ons Elohim? Is jy 'n vriend van Meester Yeshua? Is die Gees van die lewende God welkom in jou midde in hierdie tabernakel? Wie wat doen 'n vriend? Wie wat doen 'n vriend? 'n Vriend soek jou op. 'n Vriend spandeer tyd met jou. En Vader kom en hy sê, weet jy wat, ek wil 'n vriend van jou wees. Hy het elke keer na Abraham verwys as sy vriend. Hy sê, julle is nie meer slawe nie, julle is nou my vriende, want julle doen alles wat ek vir julle sê. Dis presies wat Abraham gedoen het. Hoor die woord, laat niemand homself mislei nie. As iemand meen dat hy wys is onder julle, in hierdie wêreld, hoor mooi, in hierdie wêreld, laat hom dwaas word. Ek wil amper sê, laat hom asseblief dwaas word, sodat hy wys kan word. Want die wysheid van hierdie wêreld is dwaasheid by Elohim, want daar is geskrywe, hy wat die wyse mense in hulle listigheid vang. Wanneer ons so wysheid het en wysheid in pag het oor die dinge van hierdie wêreld, pas op, vers 20. En verder, die almagtige Vader ken die gedagtes van die wyse mense en dat dit nietig is. Laat niemand dan op mense roem nie, want alles behoort aan julle. Sjoe. Mense, ons haal ons oë af van mense af, van die vleesarm van 'n mens. Vervloek is die man en die vrou wat op 'n mens vertrou. Ons draai ons oë, ons fokus verander na die lewende God, op die regterarm van die lewende God. Die lewende God gebruik die swakkes om die sterkes te beskaam. Ek het dit al so verkeer in my lewe. Kom ek herhaal vir jou. Die lewende God gebruik die swakkes om die sterkes te beskaam. Hy gebruik die eenvoudiges om die aangesteldes te beskaam. Halleluja. Hoekom? Want ons leef nie in die vlees nie. Want die vlees het vir ons dwaas geword, maar wysheid by Elohim sal vir ewig bly staan. As jy nie toelaat om geskool te word deur die Gees van die lewende God nie, mense, gaan daar swaar kry en moeilike tye kom in jou lewe. Dan weet ons nie waaraan om vas te hou nie. Ek wil gou vir jou sê, as jy 'n werktuigkundige is, dan moet jy masjiene ken. As jy 'n rekenmeester is, ek was een gewees, as jy 'n rekenmeester is, dan het jy nodig om die belastingwet van hierdie land te ken. Maar as jy 'n student volger is van Meester Yeshua, dan behoort jy al die Heilige Gees te ken, want jy spandeer tyd met hom. So as jy dan sê, ek ken Heilige Gees, hoekom is jy heeldag bekommerd? Hoekom lyk jou lewe so? Hoekom is jou lewe gekoppel aan depressie, en neerslagtigheid, en angs, en verwerping, en skuldgevoel en vrees? Aan wie behoort jy? Jy behoort aan Heilige Gees, aan Meester Yeshua. Jy het nie nodig om so te leef nie. Jy leef
want jy weet, jy het 'n toekoms, jy het die gawe van die ewige lewe. Dit kan niemand van jou af wegvat nie, net jy. Want die koninkryk van Elohim bestaan nie in woorde nie, maar in krag. Dit bestaan in krag, nie in woorde nie. Help nie ek sê nie, dit moet geopenbaar word, met ander woorde praktykgerig. Wanneer ek en jy bid, mense, moet ons die krag ontsluit uit die hemel uit. Wie doen dit? Heilige Gees. So wanneer ons bid, dan sê ons, Abba Vader, ek kom na U toe in die wonderbare naam van Meester Yeshua, wat vir ons die weg gebaan het. Deur die volmaakte werk op Golgotha, het ons toegang tot die allerheiligste, deur die bloed van die lam, nee. En dan bid ons, en dan met die kragwerking van U Heilige Gees. Soos in Handelinge 2, julle sal krag ontvang, wanneer die Heilige Gees oor julle kom. En vandag se klaskamer is in die bovertrek, juis om die Gees van die lewende God te ontvang. Ons is in die bovertrek, en ons word toegerus met vuur en met krag, om 'n getuie te wees in Jerusalem, Judea, Samaria en die uithoeke van hierdie wêreld, want ons ontvang die krag. Julle moet uitgaan en my getuienis wees. Maar voordat julle uitgaan, kom eers in, dat ek julle kan toerus met my Heilige Gees. Halleluja. Kom ons kom klim op die berg Sion, in die klaskamer van die Heilige Gees, sodat hy jou kan toerus, dat jy krag kan ontvang om sy getuie te wees. Het gaan nie oor ons nie, het gaan oor hom. Jesegiel 36, kyk, ek gee julle 'n nuwe hart, en 'n nuwe gees, halleluja. Ek sal die kliphart uit julle liggame uithaal, dan word ek gaan my tabernakel kom herstel, ek haal hierdie klipharde hart uit, en ek bring 'n nuwe hart in, 'n nuwe gees in julle binneste. Ek bring 'n reinigingsproses in julle binneste, dat die dooies weer lewend sal word, dat die dooie bene wat vir soveel jare in jou lewe dood was, dat die dooie bene weer sal leef tot 'n magtige weermag. Halleluja. Mense, dit is so belangrik om in die klaskamer van die Heilige Gees te besef. Ons het nodig om in die Gees te wandel. Ons moet die dinge van die vlees eenkant sit, want die woord het ons geleer, dat die vleesmens het niks. Weet wat is 'n nuwe hart? 'n Nuwe hart is 'n hart wat aanmeld met gehoorsaamheid. Dis 'n hart wat gehoorsaam is aan Vader se gebooie, sy instruksies. Met ander woorde, ek het 'n ek wil hart om Vader te eer en te respekteer op die manier hoe hy dit gedoen wil hê. Met ander woorde, weg met godsdiens. In die klaskamer van die Heilige Gees word jy geleer wat dit is om in 'n verhouding te staan. Met ander woorde, in verbond te staan. Ons is gefokus op sy verbond, op sy ketubah, as 'n huweliksooreenkoms. So wat is 'n klipharde hart? Kom sê Vader, ek wil jou 'n nuwe hart gee. Wat is 'n klipharde hart? Kom ek lees vir jou, Efesiërs hoofstuk 5. Dis ontug, dis onsedelikheid, dis grove taalgebruik, ligsinnige praatjies, gierigheid, en gierigheid is afgoderry. Jy moet dit vandag weet. En waar mense nie wil verander nie, hulle wil hulle nie bekeer van hulle verkeerde weë nie, hulle bly om te wandel in die vlees wat geen nut het nie, dan kan jy nie in die klaskamer van die Heilige Gees nie sit nie. Nou kom die woord en hy sê, maar julle is my vriende, en julle doen alles wat ek julle beveel, my Gees herinner julle om wat ek vir julle gesê het. En ek sal my Gees in julle gee, halleluja. Welkom in die klaskamer van Heilige Gees. En ek sal my Gees in julle gee. En ek sal maak dat my Gees, dat julle wandel volgens my voorskrifte en leef in my bepalings en om gehoorsaam te wees en dit nakom en dit doen. Met ander woorde, die Gees en die woord is gekoppel met mekaar. Waar? Hier binne, in hierdie tabernakel. Ek staan in hierdie tabernakel, maar hierdie tabernakel is net die sinnebeeld, dis net die beeld wat ons eintlik moet wees. En al die instrumente in hierdie tabernakel is die heenwyse na Meester Yeshua. My lewe moet 'n heenwyse wees na Meester Yeshua. Mense, wanneer ek praat, moet my spraak my weggee van waaraf ek kom. Ek kom uit die klaskamer van die Heilige Gees. Wat doen Heilige Gees? Heilige Gees leer my wie is Meester Yeshua, my verlosser, my saligmaker, die Messias wat weer gaan kom. Hy is die bruidegom wat sy bruid gaan kom haal, en ek moet wandel in bruidskap. Ek moet wandel om afgesonder te wees, en daarom moet ek sy woord ken. As ek sy woord nie ken nie, ken ek nie die kondisies van sy kontrak nie. En daarom moet jy
inkom in sy klaskamer en toelaat dat hy jou leer wat is verbondstaal, sy voorskrifte, sy bepalings, sy gebooie, om dit te eerbiedig en om dit na te kom. Dat hy jou kan skoon was met die waterbad van sy woord. 'n Nuwe skepping, geskool deur die Heilige Gees se klaskamer. Halleluja. Mense, dis deel van die verbond. Dis geregtigheid. Dis regverdigheid. Dis ewige lewe. Ons het die ewige lewe vanweë genade. Ons het ewige lewe vanweë die volmaakte werk van Meester Yeshua. Ons het die ewige lewe vanweë die bloed van die lam wat ons kom skoon was en ons kom reinig het. En juist daarom, uit dankbaarheid, wil ek wandel in Vader se gebooie. Wil ek dit wat vir hom belangrik is nakom. Wil ek weet wie is hy? Wil ek weet hoe om te wandel? Wat hy van my verwag? Ek moet weet wie is Meester Yeshua. Wat is sy voorkeure? Wat is sy afkeure? Ek moet sy afsprake ken. Ek moet sy gebooie ken. Ek moet sy instruksies nakom. Ek moet weet wat is dit wat heilig is. Ek moet weet wat is dit wat onrein is. Wat heilig is. Ek moet weet wat dit is. Ek moet weet wat is die goed wat vir hom 'n gruwel is en ek moet dit nie doen nie. Dit help nie ek sê ek het hom lief, maar ek doen dit wat vir hom 'n gruwel in sy oë is nie. Dan help dit my niks. So godsdienst beteken niks. Dis vlees. En ons het nou geleer dat vlees is van geen waarde nie. So mense, baie dankie dat jy my toegelaat het om jou in te nooi in die klaskamer van Heilige Gees. Asseblief, moenie uitbeweeg nie, bly daar. Laat toe dat die Gees jou voortdurend onderrig oor wie hy is, wie Vader is, wie Meester Yeshua is. Laat toe om te weet wie is Meester Yeshua, want jou hele woord van Genesis tot die boek Openbaring gaan uiteraard oor hom. So wat is die primêre doel van die Gees? Om my en jou te leer oor wie is Meester Yeshua. Hy is die beeld van die onsienlike Elohim. Hy is die skepper God van die hemel en die aarde. So dankie vir die tyd wat jy saam met my gespandeer het in die klaskamer van Heilige Gees. Ek glo en vertrou dat hierdie reeks was vir jou van groot waarde gewees en baie dankie dat ons gaan toelaat om ons geesmens oop te maak, sy gees in te nooi om die beker skoon te maak aan die binnekant sodat ek en jy transformasiekrag kan beleef en ervaar. Geseënd is jy. Geseënd is jy onder die manne. Geseënd is jy onder die vroue. En as jou kinders nog klein is, soos die olyfboompies om die tafel, dat hulle opgroei, soos die seders van die Libanon, belê in hulle die woord van Skepper, lewende God. Hou jou familie in die klaskamer van Heilige Gees. Moenie uitbeweeg nie, bly daar, om onderrig te word, om alles te leer, met betrekking tot ons hemelse Vader. Mense, baie dankie. Ek wil asseblief saam met jou bid, en net hierdie boodskap afsluit, in die wonderbare naam van Meester Yeshua. Abba Vader, wat 'n voorreg dat ons kon deel hê aan die klaskamer van Heilige Gees, en dankie dat U ons toegerus het, en dankie vir U inspraak in ons lewens, en dankie vir die woord wat so fantasties is, dat die woord skepingskrag het in elke persoon se lewe wat die afgelope paar weke deel was van die klaskamer van Heilige Gees. Vader, dankie dat U woord nooit sal vergaan nie. Het sal vir ewig bly staan. In my gebed is, Vader, dat hierdie woord gestalte sal kry in ons lewens, vanweë die inspraak van Heilige Gees, ook in ons lewens. Vader, ek seën elke man en vrou wat ingeskakel was op hierdie kanaal vandag, en ek seën hulle, Vader, dat die aangesig van ons hemelse Vader sal skyn oor hulle, en dan hulle die shalom vrede sal gee, wat hierdie wêreld nie gee nie. En Vader, dat die aangesig oor hulle verhef sal word, en dat hulle sal weet, U is lankmoedig met hulle. Geseënd is hulle in hulle ingang, en ook in hulle uitgang. Geseënd is hulle, Vader, om 'n getuie te wees in 'n donker, krom en verdraaide wêreld. En ons neem vandag op die instruksie om sout te wees van hierdie aarde, en om lig te wees van hierdie wêreld, in die wonderbare naam van Meester Yeshua. En my gees roep uit, halleluja. Mense, weer eens baie dankie van my kant, Frik Weideman. Shabbat Shalom.